sien, het ons so 180 grade in die rondte gedraai. En ons is in werking, ons vorder. Dit beteken die toilette hierdie kant is in 'n die toilette in hierdie kant is in 'n werkende toestand, so jy kan hom net gebruik as 'n wasbak. Alles werk, maar dan kan 'n foutjie opdaag, maklik. Maak dit of wanneer 'n foutjie is nie. Dis gou binne jas. So ja, kom ons begin hom op die regte manier. Lee, asseblief. Julle kan maar staan. Here, ek sê vir U baie dankie vir die geleentheid wat ons het om weer eens hier by mekaar te wees, Here. Dankie vir alles wat tot dusver gebeur het in ons lewens, Here. Konferensies wat ons kom bywoon en dienste en allerlei dingetjies wat ons saam kon doen. Dis net U genade, Here, dat ons weer eens vanaand by mekaar kan kom, Here. Terwyl ons op baie ander plekke gewees het, is ons hier om U naam groot te maak, om U te dien, Here, want die lof en die eer kom net U toe en U alleenlik, Here. Vader, ek vra dat U die lof en die eer in hierdie diens sal kom ontvang, Here. Ek vra dat U saam met die prediker sal gaan, dat U sy lippe sal aanraak, Here, om af te lewer dit wat U vir ons wil sê, Here. Ek vra, Here, dat U die musieke sal salf, Here, elke instrument en stem wat gaan sing, Here, dat U dit sal salf, Here, dat dit aanneemlik vir U sal wees, Here. Vader, ek vra, gaan saam met ons in hierdie diens, dat U Gees tussen ons beweeg, want daar waar 2 of 3 in U naam vervader, daar is U, Here. En daarom verwelkom ons U vanaand, Here. En ek dank U vir U teenwoordigheid, ek dank U vir U liefde, ek dank U vir U genade. Al die lof en al die eer kom U toe. Amen. Amen. Ja, dis hom daai. Nou vanaand gaan ons 'n dingetjie bietjie anders te doen. Ons het gisterand begin, toe sê ons nie, ons besluit so uit die blou tyd, ons leer gou werk die gitaar en dis ons almal se eerste keer vanaand. So vergun ons net gou 'n geleentheid. Okay. Ons gaan nie baie liedjies sing nie, maar die wat ons wel gaan sing, my man, jy moet sterk wees. Miskien sê trap die draad. Ek dink jy is op die lig. Kijk, as jy nou geleer het om so te sê, dan is dit dus jy hoogste vlak bereik, ongepraat, jy het 'n mooi toegel, dis waar. Maar by Pinkster is daar nog altyd 'n ietsiekie. En nog 'n bietjie. En nog 'n bietjie. Amen. Amen. Ek sal nooit sê, right, ek is nou op die hoogste vlak van Pinkster. Ek is so Pinkster soos wat nee, daar's altyd nog ietsie in stoor.
Amen. Wat vat ons nou? Ek maar jy's oulik. Ja. Okay.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Pastoor, die Here wys vir my, ons loop in een rigting. En ons is so gewoond aan routine. Ons gaan net vorentoe, ons loop soos 'n donkie met 'n wortel wat aan 'n takkie hang, of aan 'n stokkie hang voor hom. En soos die kerk 180 gedraai het, dat ons vanaand na die ander kant toe kyk, sê die Here, dis nou tyd om nou te draai na my toe. Ek wag vir jou. Ek staan met oop arms en hy wag vir ons. Ek het 3 weke terug op my Facebook gesê, die Here is nog nie klaar met my nie. Amen. Ja. Dag vir dag, toe ek gedraai het, soos ons kerk gedraai het, dat ons in die ander rigting kyk, het ek in die ander rigting begin kyk. And he's worthy to it all. Amen. Ja, nee, dit is groot waarheid, dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Want dit is mos nou hier waar die waarheid is, né? Pastoor Rudy, is jy gereed vir ons? Ons stel vir Pastoor Rudy aan die woord. Ek weet nie, wil hy 'n mic gehad het? Kyk, hy het ons ingeboude mic hier. Hoe rekord daai? Hy het net so, waar is die dingetjie, Dawie? Die opneem, die mic en die receiver die daar. Okay. Ja, nee, ek dink dit sal goed wees. Die klank is net beter. Die klank is baie beter. Alright, dan gaan ek hier af. Ons het ook gekry vir die net van ons. Net soos dit. Oké, start daai nou op. Fantasties. Daar sê op die lip. We are connected. We are connected. Tinus, daar's 'n skrifgie wat oor daai ding praat en ek kan nie presies onthou waar dit staan nie. Maar ek wil amper dink dat die Here het vir Joshua gesê het dat ja, in Joshua 3 vers 4. Yet there shall be is okay, wag, kom ek lees dit net in dalk in Afrikaans. Dit sal ja. Dit sal. Sien ons gaan ons 'n vreemde taal in die hemel praat, is Engels, né? Ja. Net toe ons sal alles weet en daai. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 L tussen julle en hom wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet wat julle langs moet trek. Want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. You have not been this way before. Jy het nog nie op hierdie pad geloop nie. En ja, so ek my kerkskyf sit gewoonlik om my mense te confuse waar hulle voorheen gesit. My trick. Dan maak ek hom rond en dan maak ek hom so, dan maak ek hom so. Ja, man, wat gaan nie aan? Ja. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand hier kan saam wees, Here. Dankie vir die woord, Here. Dankie, Here, dat ons as 'n instrument in die hand kan wees, Here. Ons is net 'n useless stuk housepipe, my God. Here, 'n stuk plastiek, maar dit wat deur hom vloei is wat waarde bring. Die wessel homself het nie waarde nie. Maar Here, dit wat deur hom gaan is waar die waarde is. Here, vanaand is ons afhanklik van die Heilige Gees. Absolute afhanklikheid van die leiding van die Heilige Gees. Die inspirasie in die
die deurwerking van die Gees van God deur ons vanaand. Here, mag ons as mens nooit in die pad kom staan van die eer nie, Here. Nooit kom in die pad staan van die werk nie. Mag ons nooit ons slimheid, as ek dit so kan sê, wat ons al in studies opgedoen het, of deur jare opgebou het, of so, bo die krag van God en die autoriteit van God plaas nie. Maar mag ons nederig bly voor U en net weet dat dit is U wat beheer het. Dit is U wat vooruitgaan. To you is all the glory. Worthy, worthy, worthy is the Lord God Almighty. Dit is net U, Here. En ons loof en prys U naam. Here, vanaand bid ek en vra Here dat U my lippe sal salf, Here, dat die woorde wat uit my mond uitkom, Vader, nie uit menslike kennis sal kom nie, Here, maar dat openbaringskrag van God sal wees. En ons loof U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Goed. Ek het lanklaas julle mic in my hand vasgehou. Dit is lekker om weer terug te wees. Lekker om weer 'n bietjie julle almal te sien. Ek is bly die Here het 'n cool dag gekies vir Groblersdal vandag. Lekker cool. En die laaste keer toe ek hier was, het dit kon amper geklink het of ek wil sê dat jy het nie nodig om te gaan studeer nie. Dit is nie nodig. Die sertifikate teen die muur beteken niks. En asseblief moenie my punt misverstaan nie. Dit is goed om te gaan leer. Dis regtig, dis goed om te gaan leer. Dit is goed om die kennis van die woord te hê. Dit is goed om in die woord vaardig te wees. Baie goed om in die woord vaardig te wees. So, ek maak dit glad nie dat dit nie nodig is nie. Maar wat my punt was, is dat ou kan nie net roem op jou sertifikaat teen die muur hang nie. Want as God nie in die saak is nie, kan jy maar hê teen die muur wat hang. Jy kan 'n professor wees, jy kan 'n dokter wees, jy kan wees wat jy wil wees. Maar as die krag van God nie daar is nie, dan is jy maar net eintlik niks. Want ons is niks. Dis die krag van God wat maak dat ons is wie ons is. Dis sy woord en dit is sy Gees wat spreek deur ons. En dit is wat die magic bring. Dit is wat die krag bring, die magic is nou die verkeerde woord uitgeklip. Maar die man, ek wil nou, ja, maar dit is wat die wow bring. Ja. Is die kennis van God binne in ons. Ja. Dis dit, ou. Dis dit. So, in onsself kan ons nie roem nie. So, asseblief vergewe my as ek iemand op 'n verkeerde spoor gesit en gesê het, yes, pastoor het gesê ek hoef nie te gaan leer nie. Nee, as die Here jou gestuur het om dit te gaan doen dit. Dit sal goed wees vir jouself. Regtig, dit sal goed wees vir jouself. Dit is vir my 'n moeilike een. Die Here trek my nog my oor om daai ene. Dis ek. Dankie tog dat ek niemand anders uit te waai nie. Selfs soos met die piercings, die dag die Here vir my openbaring gee oor my piercings wat ek het. Ek was oral, het 'n klomp gehad in my lyf. Jy sal nie glo nie, tieners. Toe ek nog onbekeerd was, nê, het ek 'n black label aan elke nippel gedra. Volle. Want ek het ringe ingehaal daarvoor. En een in die hand. En as ek die laaste een afhaal, dan stap ek terug baar toe. Ja, dit was 'n party trick gewees. Ja, crazy. En eendag toe openbaar die Here aan my, as mens, as ek as persoon, dat hoekom hy nie wil hê ek moet piercings hê nie. Sal ek 'n dogma daaromtrent bou en dit as vir ouens spreek van sê maar glad net nee, dit was 'n persoonlike ding gewees. Ons moet besef wanneer die woord van God na ons toe kom dit weer van 3 redes na ons toe. Kom vir 'n persoonlike rede na ons toe, vir my bedoel. Praat na my toe. Of dit kom na die gemeente toe of dit kom na die kinders toe. Die gemeente is nie altyd, die kinders is nie altyd ouens wat net in die gemeente sit nie, dit is nog verder as dit. So dit is maar hoe ek het ervaar en die Here het dit aan my geopenbaar en maar jy weet ek like piercings kwaai. Yes, die Here het nie gestop het nie so gate gehad het hier oor my ore. Man, jy kyk my so regtig. Ja, love it. Ek het altyd gedink ek wil vir my neusring insit, vir my ketting vasmaak aan my neus na my oor toe. Ja. Weird, nee? Flip, hierdie ou. Dankie tog, Here het hom gered. So, anders was hy regtig tepit ou. Dan sou daai skrifgie nou gepas gewees het. Hierdie ou moet jy nie groet nie, jong. Jy sien vir daai weird ouens. Maar weet jy wat, nee? Ek staan eendag in Pick n Pay, dink ek was 'n klein Pick n Pay in Pretoria gewees en daar staan 'n ou voor my. Die vet weet as hy nie kan swem nie en hy val in 'n swembad, nee, kry ek vir hom jammer. Eers want hy het staal in, nee. Op plekke. Pa, ek het nie eens geweet as baie plekke verstal nou sy lyf nie. Hierdie ou is gepeers en hy flippin goeters in. En ek sê vir hom eers, dude, this is amazing, ja. Hy sê ja, is al 'n paar jaar besig met dit. Ek sê vir hom, ken jy
die main piercer of piercers. Hy sê nee, wie ek sê sy naam is Jesus Christus. He has been pierced for your iniquities on a cross there. Hy was die piercer of piercers, man. Hierdie ou verstaan piercinge. Ken jy sy liefde? Ken jy Jesus se liefde wat piercing aan betrek? So daar's altyd 'n manier, verstaan, om die krag van die Here deur te bring na ou toe. So ek het 'n dogma gemaak dat ek daai ou dalk net bestraf en hom geskit en hom geklap en geskop en sê, hey, jy stap nes. Nee. Maar at least kan die liefde van Christus in sy hart geopenbaar word. Of die saad op 'n goeie grond geval het, wie weet. Of daai vandag die Here dien, wie weet. Jy sal verbaas wees. Ja. Ek het dit al hier gesê. Ander ou laat weet my uit Durban uit eendag. Nee, uit 'n kerk en sy kerk gaan goed aan, 80 mense in die kerk en. Nou ek dink die ou het nie die Here gedien toe ek hom geleer ken dit nie. En hy sê vir my, it's because of you and what you said to me that I have a church today. En so moenie ophou om 'n getuie vir Jesus te wees nie. Moenie ophou nie. Want jy weet nooit 20, 30 jaar down the line loop ou by en sê, "Yes, Jan, onthou jy daai dag het jy vir my reg met jou gepraat? Ek kan dit nie onthou nie." Ek weet nie wat ek vir ou gesê het nie. Maar oor dat daar invloed was, oor dat saad geval het, staan daar iemand op 'n plek. Goed. Ek wil vir ons begin lees. Ek het gesê my tema is drink jy uit die put of uit die fontein uit. Goed. Nou as jy my ken, so jy weet daar's altyd 'n cycle. As jy my nie ken, jy ken my tipe. Dis ook so, né? Goed. Ek wil vir ons gaan lees in Lukas, in my Bybel is dit wat sê een het ek daar geskryf? Groen, wragtig. Jy oom, dis wild hoor. Jy kan nie my bril gee nie, want dit gaan niks help nie. Kan jy dalk na 'n apteker toe vat en hy gaan vir jou sê ja. Wat daar staan. Wat gebeur? O, korte gloeilampie. Okay, goed. Ek wil begin met hierdie ding van die gelykenis van die saaier. En voordat ek dit gaan lees, Woensdag aand is ons 'n lekker bid hier daar by die huis. En iemand maak 'n statement wat sê dat predikings verander die mense se lewens nie. Ja, en die ding skop my, hè. Ek dink, yes, dit is ek stoei met die ding vir 'n paar dae en ek bel hom. Sê ek verduidelik vir my. Hy sê hoeveel mense sit in die kerk en verander nooit? Jare. Hy sê prediking verander die mense nie. Jy kan preek tot jy ore blou is. Mense is mense, mense doen wat mense wil doen. Hy sê ja en amen en ons begin oor hierdie ding gesels. En wanneer dit prediking 'n effek op mense? Wanneer sy hart voorbereid is om die woord van God te ontvang. En hy is op 'n plek om te sê ek wil iets van die Here afkry. Gelykenis van die saaier. Almal ken die storie, ek gaan nie die hele ding deurlees nie. Gelykenis van die saaier. En daar's van die saad wat die Here saai in prediking wat op die pad val. En daar's van hierdie saad wat die Here saai in prediking wat tussen die dussels val, bossies, dorings. En as jy daai stuk gaan lees, jy hoor dat die boom kom op. Maar hy kan nie vrug dra nie. Hy groei. Hy's daar. Hy lyk reg. All bells and whistles is there. Maar hy's nou fruit. Daar's geen change nie. Want as die verdrukking van die wêreld begin, dan val hierdie vrug weg. Hierdie woord druk weg. Hierdie goeie druk weg. En dan praat hy van hierdie grond wat goed voorbereid is, waar die saad geval het. En dit het vrug gegee. 10voudig, 60voudig, 40voudig, 60voudig, 100voudig. Dis in Lukas 8, waar het ek dit daar gehaal het. So, vanaand wil ek jou vra, is jou hart voorbereid op die woord? Jy weet, daar's kere wat ek hier gestaan het as 'n prediker en woord gespreek het. God se woord gespreek het, waar my hart, so hart was so 'n pad. Daai selfe saad kon nie in my hart groei nie. Oor omstandighede in my lewe. Oor 'n plek waar ek vind. Oor dat ek 'n job het. Moet 'n Sondag, hoe gaan dit nou lyk as ek nie op 'n Sondag by kerk op maak nie? Verstaan, dit gaan ons nie lekker vlieg nie. Maar God is so lief vir sy kinders.
so lief vir sy kinders, dat hy sal die instrument gebruik, wat so hard so teerpad is, om 'n saad te saai in iemand anders se lewe, wat sal vrug dra. Want hy gee om vir sy kinders. Hy is lief vir sy kinders. Hy is lief vir sy kinders. En hy sal sorg dat die woord wat uitgaan, die regte woord sal wees. Praat nou nie van vals profete nie, moet my nou nie verkeerd verstaan, 'n ou wat regtig daar staan en hy wil jou mislei nie. Hy gaan jou mislei man, want hy is nie onder die beheer van God nie. Hy is nie 'n instrument in God se hand nie. So, ja. So, beware. Vanaand se woord mag absoluut geen effek in jou lewe hê nie, of dit mag al effek in jou lewe hê. So, ek waarsku jou sommer van nou af. Beware. Right nou. Uit die put of uit die woestyn? Het ek gesê woestyn? Maar daar kan 'n fontein in die woestyn ook wees. Die Here sê, dat gaan riviere in die woestyn maak, né? Onthou jy? Kan jy glo? As so gepraat van die woestyn, as jy nou 'n bietjie gaan kyk na al die ouens wat in die woord magtige werk vir God gedoen het, Jesus en Kluis, dit was almal woestyn toe. Because it's in the desert. It's in the desert where you meet your creator. It's in the desert. It's nie daar bo waar die Romeins loop nie. Nee, papa, dis daar waar jy sukkel. Dis daar waar jy stoei. Dis daar waar dit warm is. Dis daar waar jy honger het. Dis daar waar dit moeilik gaan. Dis daar waar jy jou creator ontmoet. En daar word verhouding gebou. En dis daar waar die fontein oopbars. Dit was nou glad nie in my ding in gewees nie. Ek voel sommer net, kry ek 'n hele flippende hoendertjie oor my vleisie, papi. Genade. Dis is KFC, né? So laat stap kry hoendervleis. En roomys. Stap by KFC sonder roomys. Goed, Jesus kom hier so by die put. Johannes 4. In my Bybel sal dit die geel enetjie wees. Ek kan dan lees wat daar geskryf het. Ek was confused tussen geel en groen hoor. Want ek het gesien die G is min of meer so, maar die res kon ek nie lekker uitmaak. Dis woes. Dis woes. Okay, Johannes 4 vanaf vers 7. Jesus, hulle het getravel, julle het mos nou maar geweet, hulle het nou ons lekker aircon karre gehad daai jare. En yes, man, het het net lekker geloop, man. Ja, as jy getravel het van een plek na 'n ander plek vir heel dag lank, en soos maar uitgerus, dan gaan bedien jy sommer en jy gaan aan, né? Ja, jy onthou mos so, né? Maar die mense dink so. Die mense dink aan ons wolke geloop. Ja? Hulle dink pastore doen ook. Ja. Dink as jy 'n karakter of as jy 'n titel het, dan hoef jy nie 'n boorgatpomp aan sit om water in die huis te hê nie. Dis outomaties daar, maar die Here sorg mos vir jou. Ja, onthou jy. Vanaf vers 7. Kom ons lees van vers 5 af. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sigar genoem word. En dit is nie Sigar nie, is Afrikaans Sigar, né? Genoem word. Naby die stuk grond wat Jakob aan sy seuns Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Luister mooi. Die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was. Genade, hoe kan Jesus dan moeg geword? Dis mos Jesus waarvan ons praat. Kan ons nie moeg word nie? Hoeveel keer gaan ek en jy en slaan onsself voor die vingers, Here, ons mag nie moeg word nie. Ons Christen, ons moet 'n voorbeeld stel. Ons hart op onsself, in steede van net om by die put te gaan sit en gaan rus. Maar kyk wat hy gedoen het. En omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur, min of meer 12:00 die middag. Ek is nou nie 'n geskoolde ou wat daai tye kan uitwerk nie, maar ek het gaan Google, gelukkig, AI, né? Ek het nie my preek van AI gekry nie, wees rustig, hou maar vas in jou stoel, ek het hom dan by die Here gekry. Maar van my informasie kom uit AI uit. So, hulle sê dat die 6de uur is omtrent 12:00. Daar sy, uit die mond van 'n geleerde man uit, né? Ek like dit. Ek is so bly ek kan hier wees. Pastoor Jan. Right, né? Okay, hoor dat hy moeg was, hy by die fontein gaan sit. En hy het gaan rus. Nou, ek weet nie van jou nie, ek weet as
As jy die hele dag op jou voete was en jy is die hele dag besig gewees, jy is daar eerste sit, sal maar lekker sit, jong. Maak nie saak of jy op 'n klip sit, en of jy op 'n stoel sit, en of jy half ongemaklik hang nie, maar daai eerste sit is lekker. Dis van like, sit boude, rusbene. Punt. Nee, ons gaan nie daar nie. Ons is nou bekeerd. Nee? Stop het! Alright, en Jesus het gaan sit en rus. Goed, okay, hier kom vers 7 nou. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my van die water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, vir my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. So, hierdie ouens het nie om dieselfde vuur gesit nie. En nou praat die man nog met 'n vrou. Dis nog eers taboe. Maar jy sien, daar's 'n plan. Julle moet nou nie storie vooruithardloop in jou kopie, want ek weet julle almal ken hom nog van sonnaarskooljare af, né? Right. Los my dan my punchline hoor. Asseblief, anders moet ek 'n grappie vertel. Ek het nie nodig julle klaar. Waar is my girl wat so lekker lag? Oh, wragtig. Nee, ek gaan nou aangee man by die hoofraad. Ja, okay. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Hoeveel keer praat die Heilige Gees nie met ons nie? En ons erken nie die meester wat by ons sit nie. Ons kom met 'n verwagting en ons kom met 'n verlange, maar ons erken nie die stem nie, ons weet nie wie is dit wat met ons praat nie. Omrede miskien is ons omstandighede of die ding waarmee ons besig is te groot en ons ore wil net nie lekker hoor nie. Dit gebeur mos nou net nie, dit gebeur nou nie met julle nie, ek weet dit gebeur met my. Ja. En dit gebeur nie net in jou eerste jaar van jou Christendom nie, dit gebeur sommer in jou 25ste jaar ook. It happens. En vanmiddag toe ek nou in die woord dink, toe loop ek my skape, nee, om tieners. My skape loop voor in my erf en ek moet hulle gaan bære. En nou soos ek gewoond het, loop ek kraal toe en ek fluit. Skaap, kom! Hier kom die skape. In die kraal en gaan die lot. Een van die swaarde wil kom, een van my werkers wil kom help jaag. Ek sê nee, los. Ek nie nodig om hulle te jaag nie, hulle sal kom. Hulle weet waartoe ons gaan. En toe ek almal klaar toe het, toe moan hulle my, want ek het hulle nie voer gegee nie. Daar is nie lek nie. Hulle het lek gekry. Dis hulle moan almal daar binne. Nee, sorry, hulle moet nou maar happy wees, los julle hom daar. En ek so pad huis toe, toe kom al vragtig nog een uit die gras uit. Nou kyk, dis nou 'n nagmerrie nie, as jy jou skaap se kraal oopmaak. Daai wat binne is wil uit en die wat buite is wil in. Nou kyk, 'n skaap nie. As hy sien een gaan soet en dan gaan almal soet toe. Weird. Nou staan daai skaap, nou kyk jy vir die ander deur die hek. So. En die wat by die hek staan 5, 6 vir hom en kyk so terug by die hek. Nou dink ek myself, as jy nou besig met rok by beslis, wie gaan in en wie gaan uit? Maar terwyl ek met die skape praat, is daar so confusion. Hulle ken my stem. Hulle weet wie ek is. Hulle luister vir my. Maar glo jy nou vir my goed, nee? Oor dat die intimidasie soveel binnekant is, kry ek niks maar die skape uitgerig nie. Toe ek die hekkie oopmaak om een te laat ingaan, toe is die eerste 3 uit. Hulle staan buite in die hek, hulle kyk maar mos so. Nee, ouens, kom in. Want dan weet ek, as ek die hek oopmaak, gaan die res almal uithardloop. Want die intimidasie. En baie keer gaan ons en ons gaan sit by die put. Ons kom by die put. En ons baie goed wat gebeur rondom ons. En ons hoor nie die meester se stem nie. Ons erken nie wie praat met ons nie. Ons weet hy praat. Maar ons mis dit. En dan na die tyd sê, Here, jy praat nie meer met my nie, wat gaan aan? Kyk wat sê vir hom. Sê as jy geweet het, wie met jou praat, sal jy vir my water vra. Gee vir my water om te drink. Sou jy hom gevra het, ek is nog steeds in vers 10,
hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, het u nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Wow, het nie by 'n fontein gaan sit nie. Het ons nie nou gelees dat hy na die fontein toe gekom nie. Nou is dit 'n put en hy's diep. Right. Ons gaan nou die connection maak. Hou vas, hierdie is vir my ook 'n nuwe preek. Al is dit die tweede keer, maar dit is 'n nuwe preek vir my. Nuwe preek. Ek het die Here gevra, wat moet ek om doen? Ek was tussen 3 woorde gewees, en die Here sê vir my, ons gaan oor die fontein gesels vanaand. So ja, en op pad, nou hier agter, dink met myself, nee, Jesus, moet ek nie eerder, Here daaroor, hy sê, nee, jy weet waaroor jy praat. Ek sê, okay, ek sê hier net, hy sê, nee, die kant toe. Okay, goed, ek hoor, luister. Right, en jy het nie eens 'n skepting, maar die put is diep. Waarvandaan kry jy dan die lewende water? U is tog nie groter as die vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en sy seun en sy vee neem. Hoeveel keer kom ons nie na Heilige Gees en sê, maar is daai nie dalk net groter nie? Is daai nie meer belangriker nie? Wie? Hoe dan nou? Hoe kan hierdie ding wat jy nou vir my wil sê, wat nie sin maak nie, hoe luister ek? Hoe dan nou? Is jy dan nou beter? Jesus antwoord en sê vir haar, ek weet nie van jou nie, maar ek dink ek sal 'n bietjie dalk nie meer geraak, omdat ek mos nog moeg ook, né? Onthou nou, Jesus nog moeg ook. So ek gaan van ongemaklik raak, die vrou nou nie verstaan nie, man, luister sy dan nie. Hoe hoor sy dan nie wat ek vir haar sê nie? En Jesus sê vir haar, hy antwoord haar en sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit 'n dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal binne in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. Wat opspring tot in die ewige lewe. Sien, ek en jy kom baie keer by die put van God aan. En dan skep ons met 'n emmer van vrees. En dan werk dit nie. Dan gaan ruil ons 'n emmer om. Skep ons met 'n emmer van depressie dalk. Of van verslawing. En ons emmers ruil. Jy my weet ek like kos baie. As die dinge bietjie hard druk, dan eet ek maklik. Dis my escape route. Dis kom ek lyk as ek lyk. Dit is vir my maklik om te eet. En is lekker. Ek kan nie daarby verby gery. Ek eet nie daai flippin droë cracker goed wat jy moet met 2 liter water af was een van daai plaatjies nie, né? Ja, nee, jy eet mos goed wat lekker is. Partykeer gaan skep jy met 'n KFC bucket in daai fontein, in daai put. En dit word nie vervul nie. En 'n ou bly skep, maar dit word nie vervul nie. Dit word nie vervul nie. En Jesus kom leer ons hierso. Hy sê, don't change the bucket, change the source. Moenie die bucket change nie. Change waar jy water vandaan kry. Verander waar jy water vandaan kry. Want 'n fontein van lewende water sal binne uit jou uitstroom. Wie is hierdie fontein? Hierdie fontein is die Heilige Gees. Hoe kom ek by daai fontein uit? Om my te vul met dit wat God is. Met die kennis van die Here. Dis ook belangrik is om Bybelstudie te doen. Dis belangrik. Dis kardinaal belangrik. A Christian that cease to pray will cease to live. Yes. Kan vir jou dit nou sê? Die Heilige Gees wys eendag vir my vrou en sy skryf dit neer en sy plak dit so groot op 'n A4 daar. Laziness is the killer to spiritual life. Ja. Wat was dit gewees? Laziness is the death to prayer life. Death to prayer life. Gemak. Dit maak die fontein. Dit vat jou weg van die fontein af na die put toe. Wanneer die tekkie die teerslaan, dan okay, goed, ons gaan water haal. En jy gaan bly skep. Maar as jy die sos verander, en sê, Here, hierdie water, wat sê Jesus hiervoor? Hy sê, as jy van hierdie water, ek sê weer dors kry,
Met ander woorde, Rudy, as jy elke keer van hierdie plek, selfe plek, gaan of wegspring, en na hierdie selfe plek toe terugkom, gaan jy weer terugkom. En jy gaan weer terugkom, en jy gaan weer terugkom. Hoekom sukkel ons om goed af te lê? Hoekom sukkel ons om goed neer te lê? Want ons put, ons sos is verkeerd. Partykeer is ons skaam, om het seker goed waarmee ons sukkel, na Jesus te gaan. Skaam daaroor. Weet wat, die Here weet dit anyway. Jy is voor God so naaks wat jy in die stort staan, man. Dit is hoe jy voor God is. Ek meen, die woord leer ons dat hy kyk na ons niere. Yes, my vorige jare het seker woes gelyk. Ek dink dit lyk daar nou seker bietjie beter. Nou 'n bietjie skoner nou. Dalk 'n bietjie meer koffie in, maar ja. Maar mense het skaam. En wat sê hy vir daai vrou? Hy sê, gaan roep jou man. En ek seker of van daai vrou het rooi word nog gesig. Sê nee, ek het nie 'n man nie. Ek het nie 'n man nie. Sy kom vir hom gelieg het. En hy sê, ja, jy is praat reg. Want die ou by wie jy nou bly is nie jou man nie. Jy het al 5 gehad. En Jesus bring hom na 'n plek toe. Hy sê vir hom, moenie weer van hierdie water kom drink nie. Moenie jou gewoonte aanhou nie. Change your source. Change your source. Nou ek sou graag wil weet, wat het met daai vrou se res van die lewe gebeur? Het sy aangehou met man na man na man, of het sy daar besef, maar wow, ek het nie nodig om 'n validation by die mense te gaan soek nie. Ja. I've changed my source. Ek het nie nodig om met 'n bucket van validation te kom skep hier te put uit nie. Because my validation lies by Christ. En jy weet, wanneer ek en jy by die fontein kom, het jy ooit by 'n fontein gedrink wat in die veld is? Weet jy, het iemand al daai voorreg gehad? 'n Fontein het in die veld is gedrink? In die berg? Right. Hy het mos nou 'n kraan, hè? Jy kan mos nou sommer so water tap, né? Nee. Wat moet gebeur? Jy moet naby gaan. Ja. Want daar spuit nie water uit nie. Dit borrel net so. En as jy die grond uit kom, moet jy op 'n pens gaan lê Ja. om jou mond naby te kry. Ja. En wat leer die Here ons hierso? Die Here sê vir my, om by die source uit te kom, moet ek afsit van my stoel af. En ek moet naby kom. Ja. Moet naby kom. Nou net as sê, Here lei my, ja, bly net met my voete, dan lei ek jou. Moet naby kom. Ek moet daar by die source bly. Want jy weet wat gebeur met daai water as hy van die source af wegloop? Hy word vuil. Hy word contaminated. En as jy van dit dan gaan drink, dan het jy maar net weer terug by die put. So ons moet naby die source bly. As jy nou 'n fontein se gat gaan kyk, sal jy sien dat binne in daai gat is suiwer skoon. Skoon, daar waar dit uitkom. Skoon. Man, die water wat jy saamgevat het op hierdie staproete, is nie so refreshing soos daai fonteinwater nie. Ja. Dit is nie so nie. Jy kan maak wat jy wil. Daai water proe net anders. Ja. The source is different. Die ander water het gehelp, maar ek het bly dors bly. Toe ek die source change, to change my refreshment. My perspektief verander. En ek en jy, God beloof aan jou en my. Hy sê, wanneer my gees binne in jou kom, sal hy lewende water binne in jou hê. Man, dit sal soos fonteine uit jou uitspruit. Hoekom loop ek en jy vandag rond met goed waarmee ons sukkel? Ek dink ons draai baie keer weg van die fontein binne ons en gaan soek 'n external source van refreshment. Miskien uit onkunde uit, miskien uit gewoonte uit, miskien partykeer uit skaamtheid uit. Want ek meen, daar is sekere goed wat ek weet, vir my nie lekker is om met my vrou te bespreek nie, want ek kry skaam daaroor. Never mind met die Here, ek kry skaam daaroor. Ek voel, Here, so kan ek hierdie goed met jou share. Jy is dan die allerheiligste God. Sê maar, kom na my toe. Kom na my toe. Want jy sien wat gaan gebeur as ek by die regte source drink. Daar gaan 'n character change kom. Ja. Daar gaan 'n verandering kom. En die skaamte sal geruil word vir triomfantlikheid. Yes. Die skaamte gaan geruil word vir vrymaking. Ek het hierdie al gesê, ek het dit baie gesê en ek gaan altyd terug soontoe. Die dag toe God ons vrymaak van sigarette af en alkohol af, kan ek vir jou sê wat se dag dit was nie. Maar daai dag, daai tyd, het die source gechange van my verlange.
En weet jy wat, ek het nie nou nog gaan soek nie. Ek het my net self oopgemaak en sê, Here, just you. It's just you. Voordat het ek het baie nagejaag. Glo van my goed. Julle het al die storie gehoor van die Bybelkorreltjies mos binne in die sigaretpakkie hou. Het julle nog nie gehoor nie? Nee, pa. Toe ek net tot bekering gekom het, kom ek vertel julle sommer nou, wag ek eers 'n bietjie slukkie water vat. Toe ons net tot bekering gekom het, kragtadiglik, toe rook ek daai papegaai slaai omtrent Paul vir baie jare al. En natuurlik sigarette ook. En ons gedrink, ordentlik gedrink. En toe ons Here ontmoet, toe pla die goed mos nou. Jy weet mos, die goed hoort nie in jou lewe nie, en die goed pla. En ek het alles binne myself probeer om op te hou. Alles. Soveel so, ek het Winfields geraai, nee? Want Winfield sê, on the field or off the field, you always win with Winfield. So, dat was 'n wenplan vir my. Want dit was al 'n slogan geweest, pa. So ek het altyd gewen, nee? Ja. En toe gaan ek na Lucky Strike, you always strike at Lucky, ek sê. Ja, jy sien, so, dis hoekom ek weet van die Texan Plain toe ek nou daai enetjie vat, nee? Joe, Gulu was blond. Joh, ou met sterk longe het vir daai goed, papa. Maar anyway, ek wil nou nie 'n sigaret advertensie maak op die kerkdiens nie. So, maar dit klink amper so, né? Wys jy wat se Here het ons groot geword. Maar kom ek kom terug aan die punt toe. Ek wil so graag die Here nie teleurstel nie. Ek wil so graag skoon wees. Ek wil so graag net soos hierdie vrou net by die put uitkom en net gaan I just want to get that lost. Ek wil net verlos word van die ding af. So toe besluit ek okay, goed. Ek gaan nou my pakkie Winfield vat, dan gaan ek vir my Bybelkorrels insit. Ek haal die sigarette uit, ek sit Bybelkorrels in. Ek ken my Bybelkorreltjies, né? Daai kaartjies met die Bybelversies op. Sê ek, right. So nou gaan ek die woord rook. Ouma, ek gaan nou nie my sigarette rook, ek rook net die woord, maar ek het die pakkie, né? Ja. En ek dra nog altyd 'n lighter. Ek rook nie meer nie, ek sê net vir julle. Maar ek dra nog altyd 'n lighter. So, dis nou lank ek lus vir 'n sigaret, haal ek die woord uit, dan rook ek die woord. Right, sit die woord terug. Nee, pa, hy stomp is nog nie koud, dan wil ek nog een hê. Okay, nou eers 'n bietjie hier. Nee, hier so teen 12 uur gekom ek vir my losdrop by die koffie. Ek kan nie meer nie. Hierdie woord is so lekker nie, jong. Hy maak nie so lekker op die longe soos wat die Winfields doen nie. Nee, ek soek ek vir my losdrop. En ek het geprobeer. Nicorette, mag die spray, ek het alles getraai. I've quoted many times and I've started many times again. Maar die dag toe my souls change, tot vandag toe nog, het die Here my vrygemaak en my losgemaak van daai nicorette. Losgemaak. Daar was kere gewees wat daai smaak in my mond inkom. Ek sien dit op die TV. Daai smaak in my mond kom. Nee. As ek reggie sal dan nou ek is 'n Satan. Ek sal net jou sos uit gaan drink nie. Ek sal net jou sos uit gaan drink nie. Change the sauce and your situation. Welkom. Hallo. Ek is so bly. Hey, Rentekraut. Ek het nie geweet jy het Rentekraut in Groblersdal nie. Ek hoor. Wie lewer af? Takealot of is dit Mr. Delivery? Hulle moet vinniger skooters kry. Welkom julle jongmense en dametjies. So change your sauce. Gaan drink uit die fontein uit. Want soos die fontein binne in jou is en die fontein binne in jou uitspuit, so sal die vuil goed uitkom. En dit wat nie van die Here af uitkom. Paulus skryf 'n skrifgie, hy sê, lê dan af die las en die sonde. Nie alles wat in ons lewens is 'n sonde nie. Maar daar's 'n las wat ons weghou van die fontein af. Ja. Daar's 'n las wat ons weghou van die souls af. Van Christus af. My las baie keer is skaamheid. Dis nie sonde nie. Dis daar. Maar ek het nodig om daai ding na die fontein toe te bring, sodat die fontein my kan skoonmaak. Sodat die water wat ek inkry, binne in my lewende waters kan word. En dan gaan dit alleenlik reg kry, as ek deur die leiding van die Heilige Gees die woord van God bestudeer. Ek praat nie van ure nie, verstaan my reg. Daar's kere ek met almal dit founse. Daar's nie ou wat vandag kan sê nee maar, hy kan nie by die Bybel uitkom nie. Nee. As jy 'n halfuur op Facebook kan spandeer, kan jy 10 minute in die Bybel spandeer. 5 minute, 2 minute. Maar jy sien die geheim van dit is, wanneer die souls change,
gaan die sos begin oorneem. Ja. Hy gaan jou karakter verander. Hy gaan jou verlange verander. Hy gaan jou uitdrukking verander. En dit gaan nie jy wees wat verander nie. Jy wat dit verander het nie, dit is die sos wat dit verander. Dis Christus wat dit binne in jou verander. Dis hy wat jou na 'n ander mens toe maak. Dit bring my na 'n plek toe waar ek op 'n stadium, kyk, as 'n jong seun het ek op 'n stadium die Here aangeneem. Saam met my ouers toe in die kerk was. Maar ek weet nie of dit net vir 'n girl was of wat nie. Want dit was so regtig, ek sê ek het weird goed gedoen. Jy hoor ons ek so weird hou. Weird goed gedoen vir weird redes. En daar het absoluut niks in my lewe verander nie. Niks. Die fontein was daar. Maar ek het nie van die sos gedrink nie. Ek het uit die put uit gedrink. En oor dat ek uit die put uit gedrink het, niks verander in my lewe nie. Strome van lewende water sal uit jou uitspring. Johannes 7 vers 38. As jy elektroniese Bybel is dit net so vinnig boontoe. Een van my Bybels het met die bladsytjies dan, is dit so net 3 bladsye aan die kant toe. By die wittetjie. Ja, by die wittetjie. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit my uitglo, uit in my binneste uitvloei. Die skrif slaan my so hard dat dit vir my op 'n plek bring dat daar sekere omstandighede in my lewe wat ek God nie glo nie. Want hoekom is daar nie strome van lewende water oor daai spesifieke area in my lewe nie? Miskien vertrou ek hom nie. Miskien glo ek nie hy kan my help nie. Miskien glo ek nie hy wil my help nie. Miskien glo ek dat ek is te vuil en ek is unreachable op daai spesifieke area. Ek praat nie van my lewe nie. Ek praat van daai spesifieke area. En hoekom spring dan die lewende water uit nie? Want ek glo hom nie. Want hier sê die woord, is God 'n leienaar? Lieg God vir ons? Kil hy ons? Kil hier daar, sien daar en daar sit? Nee, doen nou nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou uit binneste vloei. So daar sekere goed in my lewe waarmee ek struggle, dan kan ek maar weet, ek kan dit identifiseer en sê, right, hier is iets wat God nie glo nie. Hier is iets wat nie geloof in God het nie. Hier is iets wat nie geloof in die krag van God het nie. En hierdie ding moet ek met die sos uitbring, sodat hy kan skoongewas word, sodat hy tot bekering kan kom, man. En sodat hy kan regkom. Sodat ek nog nader in die Here kan beweeg. Kan nou nog nader aan God beweeg? Natuurlik. Dis mos Pinkster, né? Ja, altyd een vorentoe. Skan mos, né? Onthou jy nou weer. Hy het dit nou gedemonstreer met 'n gitaar saam. Nog 'n bietjie vorentoe. Ja, ek like dit, hè. Glo dit, ek het dit vanaand geniet. Dit was lekker. Geliefdes, ek wil jou urge to change your source. Verander die plek waar jy voeding vandaan kry. En ek weet almal van ons wat hier sit, nee, weet presies wie Jesus is. Weet presies wie is die krag van God. Weet presies waar is die sos. So elkeen weet. Hier is die ou wat hier sit, wat hier inkom, wat nie weet nie. Want iemand moes hom al gesê het, hey, Jesus like jou kwaai jou. Ja. Sommige mense is, kom net so. Here soek jou so, hy like jou, hy's lief vir jou, jy by die naam geroep. So as ek goed in my lewe identifiseer waar ek sien daar's nie lewende water nie, dan weet ek maar, hoor jy so, ek is by die verkeerde plek. Ek is by die verkeerde plek. Really change your mind. Really change die source. Waarmee is jy besig? Nee, ek is besig met die emmertjie, man, los my uit toe. Die punt's diep. Partykeer is dit 'n klein emmertjie, want hy nog gaatjie kan. Sy voorkom dat ek net so 'n bietjie water in hou. Yes. Hy is hom mismoedig hoor. Nee, jy gaan hom opgee hierdie storie, jong. Nee, dan lê jy maar gou by die fontein. Sommige direk, man. Wil jy oor die emmer, los die emmer af iemand anders wat nog nie weet nie. Ja, of nie wil glo nie. En dan kom terug na die skrifte van Jesaja. Is jou hart voorbereid? Is ons harte voorbereid om te hoor wat sê die Here vir ons? Nie net vandag nie. Nie net nou nie. Is ek en jy vrugbare grond wanneer ons die woord lees? Of lees ons die woord onder obligation? Sê mos, as hy nie die woord lees, dan kan hy nie sy dag begin nie. Weet nie, soos hierdie een tannie,
Sy sê sy bid elke oggend dat die Here wag voor haar mond sit. Elke dag. Maar vragtig hier teen 9 uur is hy lankal weg. Dan het hy gechina daai ou. Dan is hy nie meer daar nie. Dan is hy wag weg. Ek het nie vir te sê, ons ken sulke mense, want ons was sulke mense. En baie keer nog steeds sulke mense. Net so vinnig, want die is asdag. Die wekker het bietjie laat afgaan. Okay, Here. Ja, amen, seën ons vandag. Ja, nie, ingelukkig nie, pleit die bloed van Jesus, amen. Okay, kinders, kom ons gaan. Ons is nou reg. Nee, jy was nie by die fontein nie. Jy was nie by die fontein nie. Gaan dit nou beteken jou dag gaan weer uitloop? Nee, nie noodwendig nie. Want die Here is 'n liefdevolle Vader. Hy sal jou kom presoe. Hy sal agter jou aanloop. En hy sal die fontein by jou, hy sal vir jou bly sê, die fontein lê. Jy was nog nie vandag daar nie. Maar as jy moeg word, weet sommer jy is by die verkeerde plek. Ek praat nie van moeg en die bene moeg nie. Ek praat van moeg hierso. Hierso, moeg. Okay, miskien praat my verkeerde kant. Ek word baie keer baie moeg nog. Genade. Skop sommer die hond om beter te voel. Maar ongelukkig kan ek die hond so goed dat julle hom gesien as jy been af buite uit dink. Jy skop af flip op sonder 'n been al weg. So ja. Change your source. Wanneer daar goed met jou gebeur in jou lewe trek in 'n moeilike plek in, of jou lewe gaan in 'n dorp plek in, of jou lewe gaan in 'n crunch in, vra die Here, waar het ek dit gemis? Het jy dalk met my gepraat by die put en vir my gesê en ek het nie gehoor nie? Ek praat nie van nie geluister nie, ek het nie gehoor nie. Maar ons baie keer met die Here met ons praat, ons hoor hom nie eers nie. Hoor hom nie eers nie. Ek dink aan hierdie een paartjie, baie hartseer storie. 'n Kind van 2 of 3 jaar oud het verdrink in die swembad. Sy sê terwyl sy binne in die huis was, iets vir haar gesê, gaan kyk waar is jou kind. Maar nie gehoor nie. Verkeer sê die Here nie vir jou en vir my, moet nie afdraai nie, gaan eerder daar af. Nee, maar teen die pad. Nie gehoor nie. Ja, of 'n ou het 'n selfoon nodig het deur 'n venster. 'n Selfoon in 'n venster nodig. Ek sien jy kry warm, kom maar gaan uit die venster nie vir jou. Jy moet warm kry nie. Ja, as jy so kar so ek het 'n aircom. Maak die venster oop en kom die air in. Ja, so. Maar jy het hoef nie die aircon nie. Hy het die aircom. Jy moet die venster oop en kom die air in. Change the source. Verander die plek waar ek en jy ons drinkwater vandaan kry. Kom ons kom by die fontein uit. Drink ek en jy by die put of drink ons by die fontein? Want as jy by die fontein drink, it will be refreshing. I guarantee that for you. Miskien weet julle dit nie, maar wanneer ek flip en regtig down en out is, dan bel ek 'n ou wat sommer net lekker is. Dan gewoonlik is 'n Christen. Verkies dit so. Gaan nou snel toe so daar lekker nie. So het ook beter laat voel, maar dis so lekker nie. Hulle klik nie so kwaai nie. Dan sal hierdie ou my uitlig. Want sy source is Jesus. En hy refresh my. Ek voel sommer, ek kan er weer aangaan. Change your source. Het ek nou vragtig alles gelees? Ja, ek weet nie of ek daai nou moet lees. Kom ons gaan na die rooi en ek het net sien. Maar kyk, waar gaan jy na die rooi enetjie toe? Nee, ek sien jy val sy val hy voor met soveel spoed. Ek dog vragtig het sy ook 'n rooi enetjie. In Romeine 2 vers 4 staan daar: ons verag die rykdom van sy goedertierenheid en sy verdraagsaamheid en sy lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Die goedertierenheid van God. It's the goodness of God that leads us to repentance. It's the goodness of God that leads us to the fountain. Dis die goedheid van God wat jou en my trek na die source Jesus toe. Sodat ons kan drink en kan verander.
Want jy sien, om Jesus te ken is een ding, maar om soos hy te word is die volgende. Ek ken baie ouens, maar ek wil so baie min mense word. Ek bly maar soos ek is. Ja. Ek sal nog soos Jan wil like om te word in 10 is, ja. Maar dis omtrent waar dit stop. Ja, joh. Ek blus hy, ek like as hy blus, hy word sommer rooi so all over, so like soos ek. Ons kan net in ons gesig rond oor 'n blus, ons blus ons so oor die kroon, né? Ja, so oor die kroon. Ja, prys die Here. Dis die goedheid van God wat ons lei na hierdie solste. Jy weet wat, toe Jesus gestap het, hy kon enige ander plek gaan sit het. Hy kon enige ander plek gaan sit, maar hy kon by die hoompie gaan sit het binne in die dorp, man. Want ek seker of van hulle het seker takeaways gehad, hoor. Dit moes seker restaurante gehad het waar jy kon gaan sit het. Ek meen, mense eet ons vir baie jare van Adam Ede van sy tyd af. So iemand moes besef dat jy kan geld maak met kos hou. Jy moet net 'n stoel vir 'n tafel vir 'n ou gee. Dan gee jy hom charge. So, dan moes ek goed gewees het. Maar Jesus het geweet daar's 'n vrou. Daar's 'n mens, daar's 'n persoon. En sy goedertierenheid het gewag vir daai verloor om te kom. En sy goedertierenheid wag vir jou en vir my. Sy lankmoedigheid wag vir jou en vir my. En lei ons na die regte rigting toe. Want God is vir ons goed. He's a good father. En sy verlange is na jou en my, om by die sos uit te kom. Hy wil nie ek en jy moet frustreerd wees en sukkel met die goed waarmee ons sukkel nie. Hy het geen behaal daarin nie. Niks nie. Niks. Ek gaan nie sê ek sluit hiermee af nie. Laat hom ons op chopper. Ja, gee wat. Julle weet mos die airtime op is dit op. Gelukkig ken julle my. Change your source. Change your source. Ek wil regtig dit by ons indruk. Change your source. Vir my is dit moeilik. Ek het struggles met goed wat in my gewoontevorm is, wat vir my moeilik is om my source te change. Maar ek het nodig om myself te herinner. Here, ek is nou by die verkeerde source, help my. Help my. Jy weet wat, nee, die Here het nog nooit vir iemand wat gesê het, help my, gesê, nee, sorry, ek het nou tyd nie. Ja. Of, die houding staan my nou meer aan nie. Hoeveel keer het jy my nou gevra, ou? Rudy, jy vra my nou al 20 keer oor dieselfde ding. Nee, jy moet nou maar eers bietjie saf verhou. Nee, lyk my nie, jy wil luister nie. Jy is maar moeilik, jong. Jou harrekop, korrelkop. Ja, dis 'n mooi woord. Korrelkop, ja. Dis 'n regte ou korrelkop wat die ding aan betref. Nee, die Here sê nee, my seun. Kom ons try weer. Kom ons try weer. En ons try weer. En ons try weer. En die Here se goedertierenheid sal ons lei na die fontein toe van lewe. Dit is God se plan vir jou my lewe. Is om by daai fontein uit te kom. Sodat die fontein binne in ons kan uitspruit. En so ander mense kan aanraak. So kan oorvloei na ander persone toe. Ons maak ons oor toe, dat ons kan bid. Ag, as jy met oop bid, is dit ook seker reg. Ter aandag trek het makliker af. Vader, ons loof en prys U naam. Dankie Here dat ons die woord kon hê. Dankie Vader vir die Heilige Gees, Here. Dankie Here dat vanaand dat ons net weer op 'n besef kan kom dat ons dit nodig om die source te verander van waar ons voeding vandaan kry. Here, daar is soveel stemme en soveel geraas en soveel goed daar buite wat 'n invloed op ons lewens het. En in ons onderbewussyn het dit verander dit baie keer ons karakter en ons denkwyse en ons patrone. Maar Here, mag ons asseblief herinner word die Gees van God. Mag ons hoor wanneer Jesus met ons praat wanneer ons by die put sit. Mag ons hoor dat die een wat met ons praat is Christus wat met ons praat, sodat ons daai lewende water in ons lewens op elke faset kan hê. Dankie Here dat U elkeen van ons seën vandag, Here. Elkeen onder my stem spreek 'n seën uit, hoor. Die Here seën jou, die Here se aangesig skyn oor jou. Die Here bring vir jou vrede. Ag, die Here seën jou werk van jou hande en die Here seën jou eiendom en jou geld. Die Here seën jou verhouding met Hom, die Heilige Gees en die mense rondom jou. Jy sal geken wees as 'n geseënde van God. Mag die Gees van God jou lei in alle waarheid tot in ewigheid. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Vrek maar nou kry ek warm hoor. O ja, stop druk. Tot ziens.